Goeiedag. Wat 'n voorreg om saam met julle deel te kan wees van die jubileumfees van Dalpark Kolleie, 50 jaar oud. Wat 'n pragtige prestasie vir 'n gemeente. Daar in 1975 begin en ek het die voorreg gehad om 18 jaar daar te dien en nou is ons hier in Kanada. Maar ons is nog steeds deel van wat in Dalpark Kolleie gebeur. Ek volg julle baie getrou. Ek kyk gereeld op Facebook en na die boodskappe wat daar gebring word. Geluk met 'n pragtige prestasie, Dalpark Kolleie. Dominee Henny het my gevra om 'n paar dinge met julle te deel. Die eerstens is, waar is ons tans in Kanada? Ons in die kan ek maar sê, die tyd van ons lewe. Tweedens, 'n terugblik oor ons bediening in Dalpark en dan 'n paar woorde oor die tema hoop. Kom ons begin oor Kanada. Kom ek sê dit sommer dadelik vir julle. Immigrasie is nie vir sissies nie. Dis seker die moeilikste ding wat ons deurgegaan het. Die worsteling met depressie, die worsteling met angs, die worsteling met alleenheid in 'n nuwe land, 'n nuwe kultuur, nuwe aanpassing, was net deel van ons lewe. Dit vat seker 4-5 jaar om regtig jou voete te vind. Maar ek het ook besef dat ek altyd deel van Afrika sal wees en altyd deel van Suid-Afrika sal wees. In 2003 kom ons na Kanada en ek was 2 jaar in die Presbyteriaanse kerk waar ek bedien het. Dit was 2 gemeentetjies, Georgetown, Knox, Georgetown en Limehouse. Maar na 2 jaar het ek kontak gemaak met die Christian Reformed Church North America, wat baie noue bande met die NG Kerk het. En ek het aansoek gedoen om toegelaat te word tot die bediening en ek is toe in 2005 toegelaat deur middel van 'n Colloquium Doctorum. Daarna het ek 'n beroep gekry na Newmarket. Newmarket is kleinerige gemeente, omtrent so 120-130 lidmate. En daar het die Here my die genade gegee om 17 jaar vir hulle te bedien. En in Newmarket het ek dan nou ook baie dinge beleef. Een van die grootste krisisse wat ons beleef het, tydens die bediening in Newmarket het niks met die kerk te doen gehad nie. Ons seun is getroud met 'n Kanadese vroutjie, Jamie, en in 2019 het hulle 'n dogtertjie verwag. Ons het almal uitgesien, maar dit was 'n hoë risiko swangerskap en die 9de November 2019 is Hannah gebore. Sy was 8 weke prematuur en het maar 1,3 kilogram geweeg. Alles het goed gegaan, dit was 'n noodkeiser, maar sy het goed daardeur gekom. 'n week later, toe word sy oorgeplaas na 'n ander hospitaal in Newmarket en daar het sy toe die Sondagoggend toe sien hulle bloed in haar stoelgang. Dit was onmiddellik rooi ligte en ek kry die boodskap net voor ek moet gaan preek, pa kom onmiddellik hospitaal toe. Dit was die inleiding van 'n groot krisis vir ons vir 3 maande, waar sy toe na Siekkies oorgeplaas is met 'n hele span van dokters en verpleegsters wat gekom het spesiaal om haar te kom haal. En sy het 'n noodoperasie gehad waar 'n stukkie van haar kolon verwyder is. Sy was vir 3 maande in die NICU, die neonatal ICU, en gedurende daardie tyd het sy 2 keer hartstilstand gehad. Ongelukkig het sy ook 'n hoë bilirubin telling gehad. Dit is geelsig of jaundice soos hulle dit in Engels noem. En dit het uiteindelik ook skade aan haar ore gebring, sodat sy haar gehoor verloor het. Maar na die 3 maande het Hannah deur dit alles gekom. Ons het baie swaar gekry, baie angs en baie depressie. En toe is Hannah ontslaan en die gehoortoets kom, sy is doof, maar weer eens die Here was genadig. Ons het gebid vir 'n wonderwerk en die Here gee toe vir ons 'n wonderwerk deur vir haar geskik te maak vir cochlea implantings. Dit het sy gekry. Daarna het sy pragtig begin groei en letterlik 'n paar weke gelede is sy in graad 1.
Sy was al reeds 2 jaar in die skool in JK, Junior Kindergarten, en SK, Senior Kindergarten, by dieselfde skool, en nou is in sy graad 1. Sy praat, maar sy is doof as sy haar cochlea implantings prosessors van haar koppie afhaal. Maar sy is vir ons 'n geweldige vreugde, al het ons so swaar gekry met haar. Nou ja, in daai selfde tyd in 2020 toe is dit COVID. Gemeente word toegemaak vir 18 maande. Baie mense besluit om maar na ander kerke te gaan of glad nie meer kerk toe te kom nie. Dit was 'n krisis ook wat dit aanbetref. Baie van ons volunteers, ons vrywilligers het nie weer teruggekom nie. En na ons die kerk weer oopgemaak het, was dit 'n moeilike pad met die bediening en ek het 'n punt bereik van uitbranding. En dit is 'n baie lang storie, maar uiteindelik het ek toe tot die besef gekom, miskien is die tyd dat ek aftree. En toe in 2017, in Mei, nie 2017 nie, in 2023, Mei maand 2023 het ek afgetree. Nou ja, dit het 'n nuwe fase in ons lewe ingelei en ek was sommer vinnig baie depressief om by die huis te sit, bietjie skoolbus gaan ry, en toe uiteindelik in die begin van hierdie jaar, 2025, het 'n gemeente in Richmond Hill my 'n kontrak aangebied as wat hulle hier noem 'n interim pastor, maar dit is meer as maar net 'n tydelike 'n leraar. Hulle het eintlik vir my gesê, hoorie, ons sal jou graag hier vir 'n paar jaar wil hê. Dit is baie moeilik vir hulle om 'n leraar te vind. Dit is net 'n probleem tans in die Christian Reformed Church. Ja, dis die denominasie waarin ek is, Christian Reformed Church North America, en daar in die gemeente in Richmond Hill is Community Richmond Hill, wat deel is van die Christian Reformed Church. Dit is 'n wonderlike voorreg om daar te wees, en die Here gee vir ons ook daar nuwe geleenthede om die evangelie te bring. Binne 'n week begin ons daar met 'n Alpha projek, wat 'n uitreikprojek is, waar elke tweede Sondag mense ingenooi word. Normale erediens gaan bietjie verander word, en mense gaan by tafels kom sit en ietsie kom eet as hulle inkom, en dan gaan ons ook vir hulle die evangelie bedien. Onthou dat in Kanada is die kerk nie wat dit in Suid-Afrika is nie. Daar is baie mense wat al post-christelik geword het, en daarom het evangelisasie en sendingwerk eintlik 'n baie groot nood in Kanada geword. So dit is waar ons tans is. Ons is gelukkig in die nuwe gemeente, alhoewel ek afgetree is dit net 'n voorreg om nog steeds op die kansel te kan bedien. Dit bring my by die tweede, en dit is om so 'n bietjie 'n terugblik te gee oor ons tyd in Dalpark. In 1985, net na Pinkster 1985, ek was predikant in Kwaggasrand in Pretoria, toe kry ek die beroep die maandag aand, toe oom Dirk my bel en vir my sê, hoorie, Dalpark het jou beroep. Nou ja, dit het 'n nuwe fase in ons lewe daai tyd ingelei. Ons het Dalpark toe getrek, eers in Lerrendale in 'n huurhuis vir 4 maande, toe vir 'n jaar in oom Pierre Foster se huis daar in Dalpark, en toe uiteindelik in die pastorie. Dit was 'n interessante begin ook daar. Maar laat ek begin met 'n paar hoogtepunte in Dalpark. Die eerste hoogtepunt wat ek eintlik wil uitwys is die Pinkster van 1986. Jong predikant nog, en ek is baie voortvarend, en een aand in Pinkster wat ek toe nou lei, maak ek sommer 'n uitnodiging, en 'n paar van die ouer mense staan op en hulle besluit om ook openlik te sê, nee, maar hulle wil volledig vir Jesus Christus volg. En ek wonder toe by myself, maar wat van die jeug? Want nie een van hulle het opgestaan nie, en so waar na die diens kom, as ek reg kan onthou, ek dink dit was Jacques, en dit was Karin, en miskien nog van die ander jong mense kom daar by my aan en sê, Dominee Kobie, wil jy nie môre aand weer 'n uitnodiging maak nie? Nou ja, die volgende aand is ons terug. Ek maak 'n uitnodiging en 11 jong mense staan op. En dit het regtig waar 'n nuwe lewe vir hulle ingelei, 'n nuwe fase in hulle lewe. En daarvandaan af het hulle 'n toegewyde pad begin loop met die Here.
en ons saam met die jeug. Net daarna in die Julie maand vakansie het ons 'n kerkkamp of 'n jeugkamp waar nog 31 jong mense hulle harte vir die Here gee. Uit hierdie eerste paar maande na daai Pinkster het daar regtig waar 'n jeugherlewing plaasgevind. Nou miskien sal mense sê ja, dit was nie regtig 'n herlewing nie. Ek dink dit was. Dit is soos ek dit beleef het. Dit is my belewenis wat daai tyd gebeur het. Ons het 'n groepie KwaZulu-Natal toe geneem. Ek dink ons was 19 met 2 kombies. Die Sondag aand is daar geen diens nie. Die Maandag was 'n vakansiedag. En ons het besluit, kom ons ry Balito toe, een van die ouers wat daar was. En ons het die aand daar gekom en die dames het in die woonstel geslaap en ons paar manne het in die kombies geslaap. Maar daai aand 1 uur, ek sal sê maandagoggend 1 uur, toe staan ons op die straat en ons sing 'n paar liedere. En ons sing die Onse Vader, daai pragtige Onse Vader. En terwyl ons dit sing, toe beleef ons, maar hier's iets besig om te gebeur. Toe ek weer sien, toe's almal op hulle knieë en bely hulle sondes. En ek myself, en die volgende oomblik staan die almal op en daar is net een groot vreugde. En ons het net besef, dit was 'n aanraking van die Heilige Gees. Daaruit het net soveel mooi goed verder gekom. Karin en Hannes en Tinus het na my toe gekom en gesê, maar kan ons nie ook 'n kamp by hulle huis in Heberdien gaan hê nie? En ons het so ook Gert en Rini se toestemming gehad, Gert en Rini Lots, en ons het 'n wonderlike naweek in omtrent die Oktoberbreek daai jaar in Heberdien gehad. Mooi goed wat die Here net gedoen het in die jong mense se lewe. Uit dit kom oom Slabbert Venter. Nou baie gaan nie vir oom Slabbert ken nie. Hy was eintlik in Dalview, groot vriend van oom Dirk, wat toe by Dalpark ingeskakel het. En oom Slabbert het maar meer daar na ons toe gekom en oom Slabbert het na my toe gekom en gesê, Dominee Kobie, ek wil vir julle borg dat julle 'n werk onder die jeug van Brakpan sal doen. En uit dit het ons geld gekry en ons het 'n plek gehuur in die middel van Brakpan op daai kruising waar die banke is in ou Brakpan. En die Kruispad Koffiekroeg het daar begin. Wat 'n bediening onder die jeug. Vrydae-aande en Saterdae-aande het jong mense gekom, ons leiergroep, en hulle het klein groepe gehad, hulle het uitgegaan en as hulle jong mense en straatkinders op die paaie gekry het hulle ingebring en ons het hulle bedien. Pragtige bediening gewees. Ons het so 'n bietjie probleme met die ring gekry, want die ring het nie daarvan gehou dat ons in 'n ander gemeente se grens hierdie werk gaan doen nie. Maar nogtans, die Here het dit geseën en dit was 'n wonderlike tyd. Dan in 1989, nog 'n fase wat 'n nuwe fase vir Dalpark wat my aanbetref. Toe ek daar kom, het ons net die orgel gehad. Maar die orgel is altyd 'n pragtige instrument en ons het dit geniet. Maar in 1989 raak ek en Martie betrokke by lof en aanbidding. En ons is uitgenooi na Christian artists en ons het dit gaan bywoon. En ons het hulle konferensies begin bywoon. Ons het kennis gemaak met mense soos Jan de Wet en Johan Badenhorst. En uiteindelik het Johan Badenhorst, wat toe op daai stadium in Brakpan gewoon het ons begin lofsang aande reël op 'n Saterdag aand, wat ons die kerk vol gemaak het aan die saalkant op daai stadium. En ons het wonderlike nuwe liedere geleer. Ons het in die aanddiens beginne om die nuwe liedere te sing. Ja, ek het bietjie gitaar gespeel, net so 5 note kon druk, maar uiteindelik het ons tog die lofprysing gelei. Martie het 'n basgitaar gekoop. Daar het sy met cello begin het op skool, het sy sê nee, maar ek wil die lier met die laar toon speel, dis 'n basgitaar. En uiteindelik, ek vermoed op daai stadium, Henny Trout het dromme gespeel en ek kan nie onthou wie almal nog betrokke was, dis bietjie lank terug. Maar dit was 'n wonderlike tyd wat ons gelei het. En toe kom Corneel. Nou Corneel het die jeugwerk oorgeneem. Ek het meer na die ander kant toe beweeg en ons was nog 'n jaar saam met oom Dirk, die 3 van ons. Maar uit Corneel se koms en sy kontak met die musiekwêreld, ek meen hulle gesin het die pragtige musiekbediening gehad en ook in die weermag het hy ek dink is 'n mannegroep of 'n
groep gehad wat gesing het, en hy het dus baie kontakte gehad. En ons het begin om kunstenaars te nooi, ek dink 4 keer 'n jaar, 4, 5 keer 'n jaar het hulle gekom op 'n Sondagoggend of 'n Sondagaand, en dan het mense oor die hele Brakpan kom luister, en so het ons dit gebou, en dit was net 'n wonderlike tyd saam. Pinkster was altyd die hoogtepunt vir my, want ek het altyd gesê, Pinkster is oestyd, en dan wil ons iets doen om die gemeenskap te betrek en hulle te nooi om deel te kom wees. En so het ons Pinkster gehad met Pier Spies, daai Springbok rugby speler wat met ons kom praat het, Gary Kieswetter, ook ander wat ons uitgenooi het om te kom. En dan in 1996 het ons met klein groepe begin. Ek het kontak gemaak, of ons het kontak gehad toe op daai stadium met iemand met die naam van Dr. Ralph Neighbor, wat in Singapore begin het met die selkerk konsep. En baie van ons predikante het gegaan, en ons het gaan luister na hom, en begeesterd geraak om selgroepe binne in die NG Kerk te begin, wat op daai stadium nie regtig gefunksioneer het nie. Corneel het een van die Bybelstudies gehad op 'n Woensdag aand, die tradisionele biduur, en ek het toe op daai stadium gesê, goed, kom, hy gaan daai Bybelstudie in 'n klein groep verander, en ek gaan 'n nuwe Bybelstudie begin, of 'n selgroep begin. Ons het toe 'n groepie mense uitgenooi, en ons het weekliks begin vergader. Dit was vir my ook 'n nuwe belewenis, die klein groepe in Dalpark. Net een van die stories wat ek met julle wil deel, want dit het daar aan my hart gesit. Een van ons lede was Dr. Potgieter, hy was die skoolhoof gewees van een van die skole, en hy het kolonkanker gekry. En ek weet, ek gaan nou aan Mignon se hartsnare raak, maar dit is net 'n verhaal wat ek moet deel. En vir 3 jaar het ons saam met hom gebid, het ons saam met hom geglo dat die Here in sy lewe werk met genesing, maar toe kom die dag dat sy my skakel en vir my sê, hoorie, die tyd het aangebreek. Daai hele dag was ek daar by sy bed. Die oggend kon ek nog met hom praat, en toe het hy in 'n koma gegaan. Maar wat ek eintlik wil deel is wat daai aand gebeur het. Daai aand sit die hele selgroep om daai bed. En later daai aand, terwyl ons almal om daai bed sit, vir Mignon en haar kinders ondersteun, toe sterf Potty. Ek het sy hand vasgehou, ek het die hele tyd gevoel na sy pols, totdat ek gesien het en gevoel het, dit word net minder en minder. Daar het ek gesien hoe 'n selgroep by mekaar kan staan, mekaar kan help, en regtig vir mekaar kan ondersteun. En ek glo dit is die beste ding wat 'n gemeente kan doen, is om te fokus op selgroepe. Ek weet, julle is besig met selgroepe, want die temaatjie wat ek vinnig oor gaan 'n inleiding gee, word ook behandel in julle selgroepe. Nou, dit het toe bietjie verder gegaan in 1999, weer eens ons Pinkster, en ons nooi toe Dr. Fred McCoy, Amerikaanse evangelis. Nou, ek moes eers die kerkraad oortuig dat hy gaan in Engels preek, en hulle het dit aanvaar. Maar ek kan vir julle sê, toe hy begin preek, toe vul ons daai kerk. Ek dink 800 mense op 'n aand. Dit is al wat ek by kon uitkom. Die hele kapasiteit van daai gemeente was gevul. En elke aand maak Dr. Fred McCoy 'n uitnodiging. En die mense kom vorentoe, hulle staan die paadjies vol. Dit was absoluut 'n belewenis. Daarna het ons bietjie met hom gepraat, en hy sê toe vir my en Corneel, weet julle, as julle hierdie gemeente bietjie verder wil neem, moet julle Willow Creek toe gaan. Ons het sommer dadelik ingeskryf, en dit was my maand, in Augustus, toe is Corneel, myself en Jannie Pelse, wat is Jannie nou weer? Jannie, die prokureur, is ons 3, is ons toe Willow Creek toe. Dit was 'n belewenis weer eens, en ons het soveel geleer. Nou, ek wil net by afsluiting sê, kyk, daar's baie meer. Daar's baie dinge, en ek hoop dat Corneel gaan ander goed uitlig, en met Nati, en wie ook al daar was. So, dit was my belewenis van my 18 jaar in Dalpark. Ek wil net ook weer eens sê, baie dankie vir die ondersteuning
wat die kerkraad vir predikante gee. Julle het my ondersteun in my MTA by Stellenbosch, in bedieningspraktyk by Jurgens Hendriks, en dit sal ek nooit vergeet nie. En dankie ook vir die ondersteuning wat julle my gegee het vir my doktoraal by Unisa, toe ek dit gedoen het. In 1999 het ek daar die graad gekry. Nou dit is net 'n paar woorde, daar is so baie meer wat ek kon deel. Maar dit was die herinneringe van Dalpark. Dominee Annie het my ook gevra om 'n paar woorde oor hoop te sê. Hoop. Nou ek wonder hoekom het hy hoop vir my gegee. Miskien omdat dit die een ding was wat ek nodig gehad het. Hoop was die ding wat ons staande gehou het deur COVID. Al het ons deur COVID 'n klomp pyn beleef van die mense wat nie kerk toe kom. Die finansies wat geduik het. En toe die kerk oopmaak, die vrywilligers wat nie gekom het nie. Al daai dinge met Hannah se probleem in 2020 in die begindeel van COVID, het ek 'n uitbrandingspunt bereik. 'n Uitbrandingspunt wat jou laat voel jy's niks meer werd en jy wil nie meer in die bediening wees nie. En dit was hoop wat my weer reggeruk het. Want dit is alleen hoop wat jou die geleentheid gee om vorentoe te kyk. As jy wegkyk van jouself en die probleme en die pyn wat jy deurgegaan het. En dit het gebeur met 'n artikel wat ek gelees het deur Carey Nieuwhof. Hy's 'n baie bekende hier in Kanada en hy bly baie naby aan waar ek nou bly in Innisville. Barrie is die groot stad reg langs ons en dit is waar Carey Nieuwhof 'n gemeente gestig het met die naam van Connexus. Hy het nou aanbeweeg en hy is meer besig met die opleiding van predikante, maar wat ek wou deel met julle is, dat hy skryf een van sy blogs, en ek maak dit die oggend oop in daai krisistyd toe ek regtig waar angs beleef het, anxiety en depressie, en hy praat van hierdie jong predikant, hier iewerster in Kanada, 32 jaar oud, 2 kindertjies, pragtige vrou, 'n gemeente wat oënskynlik goed gedoen het, en eendag, weens waarskynlik die emosionele uitbranding, stap hy in die huis in, en hy hang homself op. En Carey gee 8 of 9 simptome van emosionele uitbranding. Ek tik toe al die boksies. En ek wil vir julle sê, daar besef ek wat regtig my probleem is. En daaruit het hy, en wat ek gelees het van Carey, my gehelp, om weer hoop te kry en aan te gaan. En daarom as ons hoop praat, is dit seker een van die belangrikste dinge vandag. En ek wil vir Dalpark sê, julle moet mooi kyk na julle predikante. Julle moet mooi met hulle pad loop. Nou ek weet, Dr. Nico is 'n beraader, en ek sien baie van die goed wat hy skryf. En ek dink hy weet alles van emosionele uitbranding. Baie predikante, daar is navorsing gedoen, tot 40% plus van predikante ly aan emosionele uitbranding. En dit is net wanneer hulle besef wat hoop is, dat jy kan vorentoe gaan. Nou wat sê die wêreld van hoop? Nou die wêreld se idee van hoop is, kom ek sê gou, die wêreld se idee van hoop is onsekerheid. Dit is 'n idee van wensdenkery. Ag, jy weet, ek hoop ek gaan die lottery wen. Maar ons almal weet, die kans om die lottery te wen is feitelik 99,9999% seker jy gaan nie. Hoop is 'n onsekerheid. Miskien. Maar dis nie wat die Bybel sê hoop is nie. In die Ou Testament is dit die woord tikva, wat met hoop vertaal word. En dit kan ook vertaal word met 'n verwagting. As ons daai hoop lees, dan weet ons eintlik lees ons daarin 'n verwagting. Die Engelse praat van 'n expectation. Hoop is 'n verwagting. Dis 'n sekerheid. Die Nuwe Testament gaan bietjie verder en die woord in die Nuwe Testament se Grieks is elpizo. Nou ek kan dit maar lees in 1 Timoteus 4:10, hoe die Nuwe Testament dit beskryf. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in
en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig. Ons het ons elpitso, ons verwagting op die lewende God gevestig. Want die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. In die Nuwe Testament is hoop nie maar net 'n wensdenkery of 'n miskien. Hoop in die Nuwe Testament is 'n persoon. En daardie persoon is Jesus Christus. En wanneer 'n mens deur angs en depressie gaan, en jy het nie Jesus, dan verval jy in hopeloosheid. Maar dit is wanneer Jesus 'n realiteit vir jou word, wanneer hy die hoop in jou lewe word. Wat sê die Bybel verder oor hoop? Hoop is gebou op 'n verwagting. Dit het ons reeds gesê. Romeine 8:24 tot 25. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie? Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar ons hoop op wat ons nie sien nie. Wag daarop met volharding. Volhard in die gebed. Daardie verwagting is die verwagting van Jesus Christus. Hy het gekom, hy het aan die kruis gesterf. Ons hoop is dus nie op net wensdenkery geplaas nie, maar op die persoon Jesus Christus. En ons verwag Jesus gaan terugkom. En dit is ons hoop. Hoop versterk die vrug van die Gees, 'n tweede ding wat die Bybel sê. Die hoop versterk die Heilige Gees. Romeine 15:13. Mag God die bron van hoop julle deur geloof met alle vreugde en vrede vul, sodat julle hoop sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Jy sien, hoop verseker ons van die Heilige Gees en die vrug van die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom en hy versterk dit. Galasiërs 5 praat ook van die vrug van die Gees. En dit gee my hoop. Hoop vul my hart met lofprysing. Ja, lofprysing. Hier moet ek ongelukkige Engelse vertaling lees. Psalm 71 vers 14. In die NIV sê, as for me, I will always hope. I will praise you more and more. Kom ek lees alweer. As for me, I will always have hope. And I will praise you more and more. Omdat ek hoop het, bring ek aan hom die lof en die eer. Die derde is, hoop gee my volharding. Nou jy weet, die woord volharding is 'n moeilike woord. Hoe volhard jy? Nou ek het in die weermag geleer wat volharding is, toe ek 'n dienspligkapelaan was. En die woord vir volharding in die army is vasbyt. En ek glo dis wat hoop is. Hoop gee ons vasbyt. As ons die moeilike dinge moet doen. Daai 2,4 wat jy 5 uur in die oggend moet hardloop met jou boots en met al jou goed en jou geweer. En dit is net vasbyt wat jou daar deurbring. Dit was die moeilikste ding wat ek ooit in my lewe moes doen in die weermag, is daai 2,4. Maar wat kan ek julle sê? Dit het ons vasbyt geleer. En as jy dus deur 'n krisis gaan, hoop gee jou vasbyt. Romeine 12:12 sê, verbly julle in die hoop. Staan vas in die verdrukking, volhard in die gebed. Staan vas in die verdrukking. Verbly jou in die hoop. Vasbyt in die verdrukking. Volhard in die gebed. Hoop gee my vrymoedigheid. 'n vierde ding. Hoop gee my vrymoedigheid. Die Engelse woord omskryf dit vir my eintlik mooier. Boldness. Hoop gee my boldness. 2 Korintiërs 3:12. Weer eens in die Engels. Therefore, since we have such hope, we are very bold. Omdat ons hoop het, die persoon van Jesus Christus, gee dit my vrymoedigheid of boldness. En dan laastens, hoop gee my 'n nuwe perspektief op lyding. Dit was vir my iets nuuts om te ontdek. Dat hoop gee my 'n nuwe perspektief op lyding. 2 Korintiërs 4:17 sê, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Waarop hoop ons? Hoop loop uit
op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. Die swaar kry, deur vasbyt heen, lei vir ons tot 'n nuwe heerlikheid wat alles oortref. Nou hierdie is maar net 'n paar dinge. Ek glo julle gaan baie meer oor hoop praat in die klein groepe. Maar daar's tog so 4 praktiese dingetjies wat ek aan gedink het. 4 praktiese dingetjies om aan vas te hou. En miskien kan hierdie 4 praktiese dingetjies jou help om jou hoop weer te versterk. Heel prakties. Eerste, fokus op God se beloftes. Jy sien, as ons ophou om God se woord te lees en sy beloftes raak te sien en op hulle te fokus, dan verloor ons hoop. Hoop beteken ek hou God aan sy beloftes. Ek lees dit en ek onthou dit. Miskien beteken dit ek moet sy beloftes uitdruk en op die yskas gaan sit met een van daai magnete. En elke keer as ek die yskas oopmaak en lees ek daai belofte, dan gee dit vir my hoop. Dit lyk my tot die tweede ding. Stel 'n hooplys op. Gaan stel 'n hooplys op. Gaan vind tekste. Jy weet, ons het wonderlike kan ek maar sê tegnologie. Jy gaan maar net op een van die soek engines of jy kan byvoorbeeld net ingaan na sekere van die Bybel. Ek dink jy kry dit een van die Bybelhuise en jy gaan soek hoop soos 'n konkordansie. En dit gee vir jou elke teks in die Bybel waar jy hoop kry. En jy gaan lees hulle een vir een en jy gaan soek daai tekste wat vir jou aanspreek. Jy maak 'n lys, 'n hooplys. Dis my tweede ding. Wat doen jy met daai hooplys? Jy gaan sit vir jou lekker prysmusiek op en jy gaan sit daar een kant terwyl daai prysmusiek speel en jy lees daai hooptekste. As jy afvoel en jy voel jy het nou 'n hopelose tyd bereik, gaan doen dit. Praktiese dingetjie. Die derde is raak betrokke. Raak betrokke by die gemeente, by Dalpark Kallio. Gaan raak betrokke as hulle uitreik. Gaan raak betrokke waar hulle uitreik na die nood van die mense in julle gemeente, in julle omgewing, in die dorp. Ek dink daar's baie nood in Brakpan. En ek dink dis belangrik om betrokke te raak. Net 'n ou klein dingetjie. Ek sit een keer in 'n konferensie van Tony Campolo. Miskien ken julle vir Tony Campolo. Hy's nou onlangs oorlede. Hy het daar in Philadelphia in die middestad gewerk, daar waar daar regtig baie nood is. En een van die mense het na hom toe gekom en gesê, sy is verskriklik beïndruk met Moeder Teresa wat daar in Calcutta werk en vir die groot werk wat sy doen. En sy wil graag so toe gaan om vir Moeder Teresa te gaan help. Sy skryf toe vir Moeder Teresa 'n briefie. Na ruk toe kom die briefie terug. En Moeder Teresa sê vir haar, baie dankie dat jy in Calcutta wil kom werk. Maar weet jy, gaan soek vir jou 'n Calcutta reg daar waar jy bly. Gaan kyk wat is die nood daar. Want as ons betrokke raak by mense se nood, dan versterk dit my hoop. Dan gee dit vir my nuwe visie. Raak betrokke. En dan die laaste enetjie, dit is so 'n bietjie 'n selfsugtige ene. Kry vir jou 'n stokperdjie. Kry vir jou 'n stokperdjie. Toe ek deur depressie en uitbranding gegaan het ek nie geweet hoe om daar uit te kom nie. Want jy het net gesit en sulk die hele dag. En ek het onthou wat Bill Hybels vir ons gesê het, jare gelede, toe hy in Moraletta Park met ons kom praat het. En toe het hy gesê, hy praat toe van 'n konsep wat hy noem self-leadership. Hy sê, predikante, julle moet vir julleself 'n stokperdjie kry. Bill Hybels op daardie stadium het vir homself 'n seilboot gekoop en dan kry hy mense wat saam met hom gaan seil het daar op Lake Michigan. Ek hou van fotografie. Al die jare wou ek vir my 'n kamera koop, maar films was net te duur. Toe koop ek vir my 'n digitale kamera en ek begin voel fotografie doen. En ek doen ook landskaps. Ek hou nie van mense afneem nie. Ek is maar net by die dierelewe en by natuur en so aan. En oor die jare sedert 2013 waar ek alreeds begin met 'n uitbranding toe. Dit was die begin, het ek vir my stokperdjie gekry. Soms het ek hom net gelos, maar as ek voel ek kan dit nie meer hanteer nie, dan gryp ek my kamera, dan kom ek hier na Lake Simcoe toe
of daar in Newmarket was 'n pragtige paar plekke waarna toe ek kon gegaan het, na Falls toe, en dit het weer vir my perspektief gegee. Maar daar kon ek stil word en gesê het, Here, praat nou met my, ook deur die natuur, en dit wat ek daar besig was om te doen. Nou dit is my paar woorde oor hoop. Nou hier gaan ek julle nou maar toelaat om bietjie verder oor hoop te gesels in julle klein groepe, en mag die Here julle seën. En mag die volgende 50 jaar vir Dalpark Kaleyo net die mooiste van die mooiste jare wees. Ek bid vir julle elkeen. Ek bid vir Dominee Nico, vir Dominee Henny, vir julle kerkraad, vir al die leiers, vir almal wat ek nog ken. En ja, ek kyk baie deur die foto's, dan herken ek julle, maar ek ben nou regtig waar vir julle sê, julle word nou oud. Maar as ek in die spieël kyk, en sien ek word ook oud. So, ons almal word maar oud. Dit is maar tyd. Sterkte, seën. En mag julle 'n wonderlike feesgeleentheid volgende maand